Goeiemôre, dis lekker om vanoggend weer saam met julle te kuier. Ek hoop jy het 'n lekker warm koffie daar in jou hand. Of op jou tafel, langs jou papbakkie of in jou kar. Jy mag hom nie drink terwyl jy bestuur nie, né? Asseblief, pas jouself op. Solank daar koffie is en solank hy warm is. Dis wat belangrik is, ja. Lekker, hoe gaan dit? Ja, Hoe was jou winter is week? hier. Dis Hoor jy koud. op daai noot? Saterdag wat nou kom. 9uur voor ons begin met enige diep gesprekke. Saterdagoggend 9uur is ons heel eerste diens in die onaangeraakte nuwe gebou. Fantasties. So as jy nou wil sien hoe hierdie plek gelyk, voor jy gaan sien hoe hy gaan lyk as dit klaar is, moet jy nie Saterdagoggend misloop nie. Ja. En ek kom nou net daarvan af, is nou lang, seker 2-3 ure daar hierdie plek gestap met 'n plan wat ons gaan doen en hoe hy gaan lyk. Maar ek dink dalk net om vir jou te waarsku, jy moet bring dalk vir jou 'n kampstoel saam vir Saterdagoggend. Ons mag dalk uitstoel uit hardloop vir Saterdagoggend. Hoe exciting gaan so, dit wees. Gooi goed maak in jou boot net vir een keus, net vir een keus. Ek weet, ek is nuuskierig, almal is nuuskierig. Almal vra die hele tyd, so Ja. moenie vra nie, kom kyk. En ek gaan Saterdagoggend regtig my hart bietjie share juis vir daai gebou. Ek gaan nie noodwendig preek nie, maar ek gaan net so 'n bietjie share die skrif wat die Here op my hart gelê het, die plan wat hy vir ons oopgemaak het. So wees daar, kom share met ons, kom join ons. En dis 9uur, Dis né? 9uur Saterdagoggend by die nuwe kerk. Kyk op al ons sosiale media, Instagram, WhatsApp, Facebook, wherever. Jy gaan die advertensie daar sien met die adres op en kom lekker vroeg. Ons gaan die hele band vat. Ons vat ons hele band, ons vat ons sound system. Ons gaan groot maak dit jou. Ek kan nie wag nie. Ons is verseker daar. Verseker. Alright, Sondagoggend het ons 'n lekker amazing diens gehad, eintlik dienste. Ek het dit verskriklik geniet. Dit is so in lyn met dit wat besig is om in die wêreld te gebeur op hierdie oomblik. Ja. Ja, ons het gepraat oor die oorloë in die wêreld en eintlik ek dink die kern van al hierdie oorloë om ons is moenie paniekerig raak nie. Weet, ons raak so maklik paniekerig. Eerlikheid, en ons raak so bang vir alles in die lewe. En ek praat nou met myself. Ek dink praat met almal. Ons hoor net van iets gebeur en onmiddellik raak ons bekommerd. Want die Bybel het gesê seker goed moet gebeur, is dit nie? En hier is die bewys, soos wat dit gebeur, dan sien ons maar die Here is getrou. Hy het klaar geweet dit gaan gebeur. Kyk, daar gebeur dit. En het hy nie dan ook gesê maar hy gaan na ons kyk nie, hy gaan vir ons sorg nie. Ons moenie bang wees nie, ons moenie vrees nie. So dit is besig om uit te speel soos wat hy gesê het. En wat ons ook moet verstaan is dat die Bybel gee ons 'n baie goeie guideline. Hy sê vir ons my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. En ek dink baie van die vrees, die angs, die paniek wat ons tans in die wêreld sien, veral onder kinders van die Here, is net omdat ons nie die kennis het nie. En ek weet, ek het Sondagoggend genoem Openbaring en Daniël kan 'n taaf boek wees om te verstaan, om uit te krap. Met eskatologie, die eindtydstudie. Ek wil jou vertel, ek is al 'n paar keer die Openbaring en baie keer ek moet kop hou om baie keer te verstaan wat gebeur waar. En ek dink ons gaan ook nog surprised wees as die einde kom. Ons gaan ook agterkom ons het dalk 'n paar dinge misverstaan. En dis ook okay. Maar een van die dinge wat jy en ek moet weet is, en dis waar ons nog gepraat het, dat Israel is God se stad. Ja. Dis sy hart, dis sy passie. Dis nog van die Ou Testament regdeur. Ek sou nog gesê 800 keer in die Bybel lees ons net van die stad Jerusalem. Dis God se hoofkwartier. Dis sy en ons moet verstaan dat dis waar die eindtyd gebeure gaan gebeur. Dis waar hy sy voet gaan neersit op die berg. Dis waar hy gaan terugkom. Dis waar die nuwe Jerusalem geplan gaan word. So en daarom sal daar altyd ongelukkigheid of krapperigheid wees in die wêreld ten opsigte van Israel. En ou moet half dit net, ek wil amper sê vrede daarmee maak. Ja. Dat dit gaan gebeur. Dit is wat gaan gebeur. En dis dieselfde rede hoekom die kinders van die God ook deur hierdie goeters gaan, want hy sê Israel is die main vine. Ja, en ons is ingegraafd in dit in. Ja. As dit nie vir Israel was nie, Ja. het ons geen bestaansreg gehad nie. Ja. Ek dink nou aan daai skrif, Psalm 122. Sorry, ek moet gou 'n stukkie vir my. Hy sê hoor wat sê hy, Psalm 122 vers 6 sê, hy sê bid vir die vrede van Jerusalem. Nou ons weet daai skrif hoor ons oralste en word gekwoteer veral nou in die oorlog, het almal iets gesê daaroor. Maar hier's my konteks. Dit sal nie in die Bybel staan sê bid vir Jerusalem vir vrede as hulle nie geweet het daar gaan oorlog wees nie. Jy hoor wat ek sê? Anders sou hy gesê bid vir oorvloed, bid vir geld, bid vir groente, bid vir rys, maar hy sê bid vir vrede. Dis half asof hy sê weet dit
There's always going to be a war. Ja. En as ons die Ou Testament deurvat, is dit nie maar waar hulle nog altyd was nie. Altyd in die geveg vir wat hulle sin is. Omdat hulle staan vir dit wat God sin is. En voor ons 'n bietjie gaan praat oor waaroor ek wil praat, moet ons net een ding verstaan. Hierdie het niks met politiek uit te waan nie. Hierdie het niks met verdrukking uit te waan. Hierdie het niks met rasisme uit te waan. Hierdie het niks met Palestynë teen Jode en Jode teen Palestyn, Israeliete teen Iran en Iran teen. Hierdie is 'n geestelike geveg. Ja. En totdat ons dit nie verstaan nie, gaan ons dit probeer polities oplos. En ons weet politiese oplossings werk nie. It's doomed to fail, veral as dit 'n geestelike geveg is. En die geveg in Israel of in die Midde-Ooste gaan nie tussen die Palestynë en Israeliete nie. Dit is 'n geestelike ding. Dit gaan tussen hulle. Ja. Maar wat ek bedoel is dis nie 'n politieke ding nie. Ja. Dis 'n geestelik aangeblaasde ding van die vyand, want ons geveg is nie teen vlees en bloed nie. Ja. Is dit nie so nie? Maar so kom ons weet dit. Maar ek het toe afgesluit en met gepraat en daai song met die band gesing wat amazing was. Ja, ek het daaraan geniet. Kyk, hierdie band van ons is, ek wil so 'n bietjie breek, hulle is next level hoor. Kyk, as ek saam met hulle speel is hulle nog beter, maar nee regtig nie, ek grap. Maar op die einde van tyd, in Openbaring 21 lees ons hoe die nuwe Jerusalem aan die einde van tyd, na al die oorloë afgehandel is en God Jesus finaal oorwin het en die vyand in die poel van vuur gegooi is en sy demone en al hierdie goed gedoen is, gaan hy die nuwe Jerusalem neersit waar op jou spot waar die ou Jerusalem is. En kan ek jou gou lees hoe gaan daai lyk? Openbaring 21 vers 1 sê die volgende, hy sê, toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see het nie meer bestaan nie. Ek het ook die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God af uit die hemel sien neerkom. Hy kom van God af. Nie van engele af, nie van 'n bouer af, nie van 'n konstruksiefirma af nie. Hy kom van God af. Die nuwe Jerusalem was soos 'n bruid wat vir haar eggenoot mooi gemaak is. Ek het toe 'n kragtige stem van die troon af hoor sê, kyk, hier is vir my so mooi, Nuwe Lewende Vertaling sê, kyk, die tentwoning van God is nou onder die mense opgeslaan. Is dit nie mooi nie? Ek sien hierdie prentjie hoe God afkom aarde toe met hierdie tentwoning. En hy kom slaan hom hier tussen ons op en hy het net fellowship met ons. Hy kom bly tussen ons. Hy slaan sy woning op waar ons normale mense is. Imagine hoe fenomenaal gaan net dit wees. Dis amper die prentjie wat jy gehad het, die enigste tyd wat dit gebeur het in Genesis 1 en 2. Exactly. Waar hy saam met hulle kom wandel het, waar hulle vir hom gewag het en hy what a joy. Hy gaan verder, hy sê hy sal by hulle bly. Anders hy kom bly by ons. En hulle sal sy volk wees en God sal self by hulle wees as hulle God. Vers 4. Hy sal elke traan van hulle oë afvee, die dood sal daar glad nie meer bestaan nie. Ook hartseer of smartkrete of pyn sal glad nie meer bestaan nie. Die ou dinge het verbygegaan. Nou dink ek myself, hoeveel, daar moet 'n paar miljoen mense wees en die woord sê hy gaan elkeen se trane afvee. How's that gonna look like? Can you imagine die compassion wat hierdie God vir sy mense het? Ja. Die liefde wat dit bring vir my 'n nuwe prentjie van Johannes 3:16 van so lief het hy ons gehad. Ja. Dat hy sy tent uit die hemelse paleis, sy tent onder die mense kom opslaan. Ja. En by ons kom bly. Dat ons bemoeienis maak. Dat hy so intens, ek meen daarna gaan nie meer traan of enigiets wees nie, maar hy gaan nog steeds die moeite doen om ons traan te kom afvee. Alhoewel dit nie meer nodig is nie, want dan gaan nie weer smart wees nie. Dan gaan nie meer dood wees nie, dan gaan nie meer hartseer wees nie, maar hy is nog steeds so intens belang dat ewen te midde van die feit dat dit nooit weer hartseer gaan wees nie, hy nog steeds gaan kom en ons trane gaan afvee. Out of compassion. Jy het 'n aanmerking gemaak van hoe groot hierdie stad gaan wees. Hoeveel kilometer was hy? Dink is 2400 kilometer. Reg is. 2400 kilometer lank, breed en hoog. Nou hoeveel mense kan jy inpas in daai? En hy gaan by elkeen kom staan en sê, hoorie, dit wat jy deurgaan het. In perspektief, die grondoppervlakte is 5 keer Suid-Afrika se grootte. Dis sonder die hoogte en breedte. Dan verder, die hoogste berg is 8800 km. Hierin is 2005 nee, 8800 ja.
Ja, 8.8 kilometer. Ja. 8.8 kilometer hoog is die, my wiskunde. Van verskoning. So die hoogste berg is 8.8 kilometer. Hierdie plek is 2500 kilometer. Imagine it. Dit is massief groot. Dis huge. En hy kom my tent by ons opslaan. Hoekom? Want hy wil by ons wees. Imagine dit, hy wil by ons wees. And what a day that will be. Wat 'n dag gaan dit nie wees nie. As God net opdaag nie. Ja. En hier is die hart van hierdie hele Sondagse boodskap. Maak seker jy is reg vir daai dag. Ek wil nie alleen daar wees nie. Ek weet nie van jou nie. Ek wil nie. Ek wil al my vriende daar hê en my nie vriende. Ek wil tot my vyande daar hê. As jy nou aanluister en nee, jy's dalk jy hou nie so baie van my nie. Ek wil jou ook daar hê, man. Kom join Seker die ons. waarheid. Kom saam met ons. Hier's so baie mense in Alberton wat Ja. dalk op hierdie stadium nog nie daar sien. Ek wil jou uitdaag wanneer die boodskap luister, stuur dit vir iemand aan. Stuur hierdie boodskap aan. Ek is opgewonde, ek het interessant genoeg vanoggend gekyk na Sondag se views op YouTube. Ja. En dit was een van ons hoogste views dienste van Wow. baie lang tydperk. En ek nie oor ek het gepreek het nie, maar die boodskap daar agter, die einde is maak seker jy's reg, moenie verloor dit wat die Here jou gegee het En nie. is Moenie relevant. verloor nie. En dis my hart vir elkeen. Ja. Asseblief, moenie as jou saak met die Here nie reg is, kontak ons, praat met ons. Don't miss out. Moenie uitmis op dit wat die Here vir jou bestem het nie. Daar na dieselfde hoofstuk en kyk nou die hele tyd af hier na vers 7. Die een wat aanhou oorwin, Ja. sal hierdie dinge erf en Yes. ek sal vir hom God wees en hy sal vir my. Ek het hom ook gehighlight. Ek wou hom ook aanhaal. Jy sien. How amazing is that? Hy wil dit wees. Ja, hy wil dit wees. God wil hê hy wil jou pa vir jou wees. Hy wil jou kind Amen. wees. Gee hom 'n kans vandag. Kom ons gee hom 'n kans. Maak jou hart oop vandag. Gee hom 'n geleentheid. En as ons saam met jou kan bid, saam met die journey kan stap, asseblief kontak ons. Praat met ons. En ons gaan kyk hoe ons by jou kan uitkom en 'n journey met jou kan stap. Amen. Ek dink die nommer sal nou op die skerm Die wees. nommer is onder op die skerm. Ja, bel ons. En ons gaan ewen 'n treukie verder gaan. Ons gaan nie afsluit met gebed nie. Ons gaan daai laaste song wat hulle Sondag opgesit het, gesing het, gaan ons net weer vir jou speel. Net so 'n stukkie dat jy net weer die konteks verstaan waar die boodskap gaan. Amen. God bless you. Oh, how I long to breathe the air of heaven, where pain is gone and mercy fills